Ek wil vir almal van julle weer baie welkom sê, ook vir ons mag die Here ook elkeen vandag net sommer aanraak en mag dit vir elkeen van ons 'n dag van oorwinning, 'n dag van commitment ook wees, ook in ons eie lewe. So kom ons word stil voor die Here. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God my blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en eer hom, dien hom met ons lofgesange. Here, dis lekker om hier te kan wees. Ja, ek dink, daar so baie wat dan soveel verskonings het om vandag nie saam te wees nie, maar as ons hier is en ons ervaar die gemeenskap van die gelowiges en ons kan U aanbid met hierdie liedere, dan wil ons net vir U kom sê, dankie Here, dan wil ons juig in U teenwoordigheid. En ons loof U daarvoor. Amen. Geliefdes, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, van Jesus Christus ons Verlosser en van ons hemelse Vader en die volheid van die Gees ook binne ons. Kom ons staan en dan sing ons nog so 3 aanbiddingsliedere. God is hier teenwoordig, laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, Heilig is die Here, buig in stilte om te ere. Wie omroep, wie Go
werklik net in aanbidding voor U kon staan en U naam kon groot maak. Here, waar ons ook nou die nagmaal gaan gebruik, wil U nie dit ook vanoggend vir ons net weer nuut maak, dat ons sal besef wat het werklik gebeur en wat het dit U gekos. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen, dankie. Kan ek vra dat die tafel ook vir ons gereed gemaak word?
Die wil saam aan die tafel sit, asseblief, kan hulle net vorentoe kom, as ook die wat vir ons gaan help met die bediening. Geliefdes in die Here Jesus Christus, in die afgelope week het ons stilgestaan by die 5 solas. Dit wil sê, dit wat die kern ook van ons verlossing is. Jesus sê, Efesiërs 1, God het reeds voor die grondlegging van die wêreld sy verlossingsplan vir ons in plek gehad. En wat is die verlossingsplan? Die verlossingsplan is in die eerste plek sola Christi, Jesus Christus, wat ook vir ons aan die kruis gesterf het. Hy wat die volmaakte verlosser is, sonder sonde, maar as mens het hy ook vir ons kom sterwe. En as ons dan vir mekaar vra, wat was die motief? Waarom het God dit gedoen? Hy kom ons het gelos het, dat ons in die verderf ingaan. Maar hy het dit gedoen op grond, het ons gehoor, van sy groot genade. Sonder dat ons dit verdien, net uit sy genade alleen, het hy sy seun vir ons gegee. Hoe word dit ons eie? Het ons met mekaar gedeel. Dit word ons eie, deur dit wat ons ook in die geloof aanvaar, wat hy vir ons gedoen het. Ons kan niks doen, behalwe om bedelaars hande uit te steek, en te aanvaar dit wat God in en deur sy seun Jesus Christus gedoen het. Ons het ook vir mekaar gesê dat die woord van God is die enigste onfeilbare woord. Niks het hoër gesag as sy woord. En daarmee het ons Woensdag afgesluit, kan ons ook net vir hom al die eer en die lof en die dank bring. 5 kernwaarhede, ononderhandelbaar, vaste fondamente. En vanoggend, wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, dan dink ons aan God se genade. Dan dink ons aan sy seun, Jesus Christus, wat mens geword het, wat sy liggaam gebreek is en sy bloed gevloei het, tot 'n volkome versoening vir al ons sonde. Hierdie tekens, as jy dit vandag in jou hand vat, is genade. Niks anders. Dis genade. Maar daar's ook soveel waarde daarin, dat wanneer ons Jesus het in ons lewe, wanneer ons hom in geloof aanvaar het, dan het ons die ewige lewe. Dan kan ek en jy maar sterwe, want ons weet ons gaan by die Here wees. So hierdie teken wil jou en my vandag kom sê, kom waarborg. So seker as wat jy vandag hierdie brood eet en hierdie wyn drink, so seker is die verlossing vir jou. As jy Jesus aanvaar het, dan het jy die lewe. Daarom is nie maar net brood en wyn, maar die boodskap is 'n boodskap van lewe. Ons gaan die tekens nou uitdeel en ek herinner my net almal in die buitekant om is die wyn, binne is die druiwesap en dan die broodjies, alles is op een skinkbord, jy kan lekker onder ook vat, sonder om bekommerd te wees, en ook onthou ons gebruik in ons gemeente, dat wanneer julle as ouers ook met julle kinders die pad gestap het, en hulle weet waaroor dit gaan, is hulle met groot vrymoedigheid welkom, om ook vandag saam met ons ook die nagmaal te gebruik. Jy hou die tekens tot almal het, en dan sal ons dit saam instel.
Baie dankie. Pieter. Kan ek vra of daar nog iemand is wat oorgeslaan is? Dankie Frits. Dankie. Hier is nog iemand, waar is nog iemand? Daar ver. Die kol is 'n bietjie donker hier van my kant af. Dankie. Ek dink almal hoor nou te hê. Ja, hulle het gekry daaroor. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam so gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging, die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening vir al ons sonde. Ek vra wie wil die groot beker gebruik dan? Dierbare Vader, dankie vir u onbeskryflike genade wat u aan ons bewys het. Here, kom, raak ons ook nou aan deur u woord, wat u ook vanoggend tot elkeen wil spreek. Ons bly dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ek nie die kinders gaan nou maar vir ons uitgaan daar by daai deur daar agter. En ons kan sommer daai kant. In ons voorbereiding en saam bid en
die Here se wil ook soek vir hierdie jaar wat voor lê, het daar 'n tema ook opgekom in ons harte en wat die Here ook oor my en Fritz se hart gebring het. En dit is die tema van Romeine 12. Hoe lyk 'n Romeine 12 gemeente? En dit het gegroei en op die ou einde gaan ons 'n groot deel van die jaar gaan ons ook stil staan by die tema lewende offers. En ons gebed is dat U saam met ons ook op reis sal wees. En dat U saam met ons gaan bid dat die Here ook in ons harte ons regtig gaan aanraak en ons nuut gaan maak. Op die afkondiging het ek so ietsie daar vir julle ingetik. Wat beteken dit, as ons nou praat van 'n Romeine 12 gemeente, wat beteken dit om 'n Romeine 12 gemeente te wees? 'n Romeine 12 gemeente leef met oop harte en oop hande. En ons gaan in detail by elkeen van hierdie dinge stil staan, maar leef met oop harte en oop hande. Dit beteken dat mense saam groei, mekaar dra en God se liefde sigbaar maak in die gewone alledaagse lewe. Want om 'n Romeine 12 gemeente te wees, beteken natuurlik groei, maar nie elkeen op sy eie nie, maar saam sal groei. En dat God se liefde sigbaar sal wees in ons alledaagse lewe, ook met mekaar en met ander mense. Daarom ons gee onsself opreg vir God, vir mekaar, dien met blydskap en leef in vrede met ander. Lede gebruik hulle gawes om die liggaam te bou en wys respek vir almal. So word die kerk 'n plek waar Jesus se liefde prakties ook word. So jy sien, as ons dit saamvat in hierdie gedeelte, julle het dit ook op die afkondigings, dan gaan dit om, dis die verlossingsboodskap is nie iets wat ek vir myself hou nie, nee. Dis iets wat ek wil deel, wat ek wil leef. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. Daarom, André, jy kan maar daai eerste slide vir ons opsit. Daarom sal julle hierdie prentjie ook sommer baie nog sien, waar ons ook dan vir mekaar sê, lewende offers, wat werklik vir God ook aanneemlik is. En om dit te hoor, moet jy hier wees. Moet jy saam met ons ook op hierdie pad loop. Nou ons teks vandag is net een vers. En dis Romeine 12 vers 1. Ek gaan nie die hele perikoop lees nie, ek wil net graag daar die eerste vers lees. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Geliefdes, die Christelike gemeente of die Christelike geloof begin nie by wat ons vir God moet doen nie, maar by dit wat God reeds vir ons gedoen het. En as ons dit kan verstaan en kan snap in ons geestelike lewe, dan gaan daar vir 'n mens 'n klomp deure oop. Dit gaan nie oor wat ons doen, maar oor dit wat God reeds
gedoen het. En in Romeine 1 tot 11, hoofstuk 1 tot 11, word vir ons verduidelik, wat is dit wat God reeds gedoen het. In die eerste 11 hoofstukke kom Paulus en dan sit hy die evangelie systematies uiteen. Hy verduidelik dit van die begin. En waar begin dit? Dit begin by die mens se sonde. Romeine sê, daar's nie een mens wat kan sê dat hy nie sonde gedoen het nie. Almal van ons is skuldig voor God. En dan gaan hy oor na God se genade. Dit wat ons ook met mekaar gedeel het hierdie week, God se genade, dis hoekom hy dit doen. Dis hoekom hy sy verlossingsplan in plek stel, suiwer op grond van sy genade. Hy praat van Christus se versoeningswerk. Dat hy as volmaakte verlosser homself kom oorgee. Hy praat oor regverdigmaking uit geloof. En wat is regverdigmaking? Dit is 'n hofterm. Dat wanneer die regter jou, kom ons sê, regverdig verklaar, beteken dit letterlik onskuldig verklaar of sonder sonde verklaar. Dan verduidelik Paulus dit so deeglik, en dit het ons met mekaar gedeel ook die week, dat ons in Christus Jesus, dat hy ons sonde op hom geneem het, daarvoor betaal het, en dat hy sy geregtigheid op ons laat neerkom het. En God verklaar ons regverdig, sonder sonde. Die eerste 11 hoofstukke praat oor God se ontferming oor Jood en nie Jood. Hierdie verlossing is vir almal. Daarom dat Jesus dit dan ook uitstuur wanneer hy vir sy disippels voor sy hemelvaart, dan sê hy, gaan na elke volk en taal en nasie en verkondig aan hulle die verlossing wat daar is in Christus Jesus. En dan kom Romeine 12, vers 1. In hierdie vers draai Paulus van die leerstellige gedeelte, die verduideliking van genade alleen, draai hy om en hy praat oor die leefstyl. Hoe moet kinders van die Here leef? Hoe moet so gemeente lyk? Hy draai na van dit wat ons glo, draai hy na dit wat ons leef. En hy spel dit deeglik uit. Die Christelike lewe is nie net iets wat ek en jy bely nie. Nee. Dit is iets wat ons word. Efesiërs sê ook daar in hoofstuk 2, hy sê, gaan leef dit nou uit. Dit wat julle is in Jesus Christus. En die eerste hoofgedagte waarby ek wil stilstaan, is die grond van God se oproep. God se groot ontferming. Die verskillende vertalings vertaal dit op verskillende maniere. Van die vertaling sê, hier staan dit, ek doen 'n beroep op julle. Van die ander vertaling sê, ek smeek julle. Die ander sê, ek pleit by julle. Dit is nie net iets wat van self kom nie, en dit is baie belangrik. Hy smeek dit, hy roep dit. Hy beveel hulle dit nie. Dis nie dat Paulus vir hulle aan die bors vasgryp en vir hulle sê, nou leef julle dit, of julle gaan hel toe nie.
Hy kom smeek dit. Dis asof hy met hierdie groot boodskap van verlossing, asof Paulus kom en dan kom staan hy voor die gemeente, dan sê hy, gemeente, ek smeek dit. Vriende, want dit is een van ons grootste probleme in ons Christelike geloof. Ons verstaan die leerstellige gedeelte. Ja, en ons kan dit aanvaar het ook in ons lewe. Maar die probleem is, en dis wat hy vir Korinte skryf, die probleem is, ons bly babas in die geloof. Want as ons Jesus het, en dit het ek gesê vroeër, as ons hom het ons die lewe. Niemand kan dit van ons wegvat nie. Niks en niemand sal jou ooit uit my hand uitdruk, sê God nie. Nooit. So ek het Jesus, en ek weet ek gaan hemel toe. Maar daar is baie meer in geloof, as net om nie hemel toe te gaan nie. Daar is 'n hele lewe wat voor 'n mens oopgaan as jy begin besef wat beteken dit. En dis wat Paulus kom doen. Hy sê ek kom smeek by julle. Maak net oop julle oë. Daar's soveel meer as net om op 'n Sondagoggend in die kerk te sit. Daar's soveel meer as net om jou Bybel af en toe te lees. Dis 'n lewe van toewyding. Dit wat ons vir mekaar gesê het ook, en dit wat in die afkondiging ook staan. Hoe lyk so 'n gemeente? 'n Gemeente wat groei, wat leef. Op grond van wat? Op grond van God se groot ontferming. Op grond van dit wat hy vir jou gedoen het. Op grond van die keuse wat God gemaak het. Daardie groot ontferming verwys hier na alles wat Paulus in die eerste 11 hoofstukke van die Romeine geskryf het. As ware asof hy sê, op grond van dit wat ek nou met julle gedeel het, 11 hoofstukke, doen ek 'n beroep. Ons was verlore, maar God het ons gered. Vriende, kan jy indink, dit wat daardie ryk man ervaar het in die hemel, in die hel, en Lazarus in die hemel. Daar waar hy smeek, dat Vader Abraham stuur tog net vir Lazarus, om die punt van my tong te kom nat maak, want dit is verskriklik, dis hel in die hel. Dis waarvan God jou en my kom red het. Om vir ewig in die hel te wees. Ons was sondig en ver van God verwyder, 'n kloof tussen ons en God, maar in Jesus Christus het hy ons nou regverdig kom verklaar. Kan jy dink? Broer en suster, dink aan jou sonde, skus. Dink aan die verkeerd wat jy al in jou lewe gedoen het. Dink aan daai kere wat jy so skaam was oor wat jy gedoen het. God kom sê vandag vir jou, hy het ook vir dit aan die kruis vasgespijker en daarvoor gesterf. En sy oë kom spreek hy jou regverdig. Hy verklaar jou regverdig sonder sonde. So nie net red hy ons van die hel nie, maar hy kom ook en hy sê, ek vergewe jou, ek trek 'n streep deur jou verlede, en dit wat jy gedoen het, wat jy doen en wat jy nog gaan doen. Ons was vyande van God, maar nou is ons sy kinders, en hy noem ons sy kinders, en ons kan vir hom sê, Vader.
die volgende sinnetjie mooi hoor. Ons gee onsself nie aan God om gered te word nie. Ons gee onsself omdat ons reeds gered is. As hy ons oproep vandag en die res van hierdie jaar, as hy ons oproep om onsself aan hom oor te gee as 'n lewende offer, dan is dit nie om gered te word nie, nee, dan is dit omdat ons reeds gered is en op grond van die feit dat ons reeds gered is, kom hy met hierdie versoek en smeekheid. As jou geloof net uit plig bestaan, sal jy gou moeg word. As jou geloof net bestaan op jou gevoelens, as jy goed voel die dag en jy doen 'n klomp dinge reg, dan is jy seker. Maar as jy ervaar en beleef, dan sal jy gou moeg word en heeltyd op en af wees. Wil, dan doen jy dit met 'n glimlag. In die tweede plek, wat is die inhoud van hierdie opdrag of hierdie oproep? Helder en duidelik. Gee julle self. Gee julle self. Paulus sê nie, gee jou geld of gee jou tyd of gee jou talent nie. Nee, hy sê gee jouself, jou alles. Dis nie net 'n stukkie. Dis nie net om myself te troos nie. Dis my alles. In die Ou Testament moes daardie Israeliete, wanneer hulle die offers bring, moes hulle daardie volledige offer, die beste van daardie trop skape, moes hulle die beste daar op die offeraltaar kom sit, en hulle kan nie vir daardie priester gesê het, "Joe, kom ons offer, maar ek wil vir julle 'n guns vra, sny net vir my daai skaapbout af. Ek wil hom daarom self vir my regmaak en gaar maak." Nee, die Here sê, sit daardie skaap, daardie offer op die altaar. Alles. Dis God se. Jy het geen sê meer daarin nie. Jy doen afstand van daardie offer. Daar word gesê dat daardie Israeliet moes daarby staan wanneer die keel afgesny word en wanneer daai bloed so uitloop uit daardie dier uit, moet hulle self sê, dis eintlik ek wat daar moes gesterf het. Totaal en al afstand. Gee jouself. Maar hierdie offer het spesifieke kenmerke. Hy begin om te sê 'n lewende offer. Dank God. Na Jesus gekom het en gesterf het en opgestaan het, en die boodskap begin verkondig is, daar in die Nuwe Testament, was daar geen offer meer nodig nie. Vriende, ek en jy hoef nie meer op 'n altaar te gaan lê en keel afgesny word om jouself as 'n offer vir die Here te gee, want 'n dooie offer beteken niks. Jesus se offer as die allerhoogste hoëpriester was genoegsaam vir 'n hele wêreld. So ons hoef nie onsself as 'n dooie offer op 'n altaar te gaan gee en te kan sê, nou,
doen ek afstand want ek is dood, ek het gesterwe. Nee, 'n lewende offer beteken die beginsels van 'n offer is nog steeds daar. Dit wil sê jy doen afstand van daardie offer. Dis nie meer joune nie. Maar die verskil is, dis nie 'n dooie dier of 'n dooie mens wat daar lê of van 'n kruis hang nie. Nee, dis 'n lewende mens. Hierdie lewende offer beteken elke dag. In elke besluit wat jy neem. In elke verhouding waarin jy staan, in elke keuse wat jy moet maak, moet dit sigbaar wees. Maar die probleem waarmee ek en jy worstel is, dat hierdie lewende offer wil gereeld van die altaar afklim en my eie ding gaan doen. Is dit nie waar nie? Ons sit 'n Sondagoggend hier en dan word ons aangeraak deur die boodskap en dan sê ons, Here, hier is ek en ons gaan nou sing, nee, my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Ons sing dit, ons gee onsself oor. Maar daar buite en die res van die week of na 'n week of 'n maand, dan klim ons van daardie altaar af. Dan vat ons weer beheer van ons lewe en dan doen ons weer dit wat ons wil. 'n Offer beteken jy doen afstand. Dis nie meer joune nie. So as jy jouself as 'n lewende offer gee, beteken dit, vriende, luister mooi, jy gee jouself volkome prys. Ek leef nie meer, sê Paulus, maar Christus leef in my. Hy neem beheer, hy vat oor in my lewe. Christus soek nie net 'n Sondag Christen nie. Hy soek mense wat van Maandag tot Saterdag ook aan hom behoort. Wat elke oomblik van elke dag sê, Heer, ek leef nie meer. Ek is 'n offer. Maar U leef in my. Die derde hoofpunt, die aard van die offer. Hoe lyk so offer? Heilig en aanvaarbaar. Heilig en aanvaarbaar. Lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Die woordjie heilig het twee betekenisse. Die eerste betekenis beteken letterlik heilig, sonder vlek of rimpel, volmaak. Daarom dat Jesus sê, wees heilig, want ek is heilig. En in Christus is ons heilig. Maar ek en jy moet dit gaan leef. Maar heilig beteken ook om afgesonder te wees. Op sy gesit te word. So hierdie offer, my lewe, is lewendig, behoort ook nie meer aan myself nie, beteken dat ek afgesonder is. Dit beteken nie, ek en jy is perfek hier op aarde, in ons aardse lewe nie. Nee, want ons sukkel nog met 'n sondige natuur binne in ons, wat telkens maar na boontoe wil kom, en ons lewe wil oorneem en beheer. Maar in Christus is ons heilig,
So al struikel ons, is dit 'n toegewyde offer. Gee jouself. Doen afstand van jouself. Ons heiligheid is nie die gevolg van ons eie pogings nie, nee. Dit is die gevolg van God se genade en sy vryspraak in ons lewe, wat ons lewe heeltemal verander het, omgekeer het. Heiligheid is om God gerig te wees, afgesonder vir hom. Die groot vraag van die aard van hierdie offer is, hoe kan my lewe vir God aanneemlik wees? Aanvaarbaar. Louis Malherbe het jare terug gesê, het hy altyd gepraat van, God moet oor jou lewe kan glimlag. Vriende, glimlag God vandag oor jou, as hy na jou kyk, is daar 'n stuk opgewondenheid. Ma, oupa en ouma, hulle is erger as pa en ma. Dis die tyd van ons kleintjies en jy word oorlaai met video's van kyk hoe hardloop oupa se kleinkind of kyk hoe hardloop ouma se kleinkind. En almal is opgewonde en is so trots en die boodskappe word gestuur, ons is trots op jou. En al is die kinders ver dalk oor see of wat ook al, elke hoogtepunt word opgeneem en gesê, kyk hoe lyk dit, kyk wat het nou weer gebeur en jy swel van trots. Glimlag God so oor jou lewe, swel sy hart van trots oor jou. Wys hy verander met respek gesê, die videoetjie en sê, luister, kyk bietjie na my kind. Dis wat gebeur het met Job. Toe jou duiwel vir ou Job probeer aankla, dan toe sê die Here, kyk na my seun Job. Kyk na sy lewe, en ek is seker met respek gesê, dat God se hart geswel het van trots. Dan sê jou duiwel, sommer dit goed gaan met hom. Met al daardie geld en besittings, natuurlik sal dit goed gaan. Dan sê die Here, kyk, toets hom. En wanneer Job naderhand op die ashoop sit, met niks, sieklik, dan sê hy nog steeds, ek weet my verlosser leef, en ek dink op daardie oomblik, met respek weer, wil God se hart swel van trots op sy kind. Is jou lewe aanvaarbaar vir God? Glimlag hy oor jou? Die vierde gedagte, ware godsdiens is 'n leefwyse. Hy sê, dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dis die kern. Dis waaroor dit gaan. Nie om in die hemel te kom nie, nee. Nie om sekerheid te bewerk nie, nee. Uit dankbaarheid vir dit wat reeds gedoen het. Die wesentlike, die kern van jou lewe. As jy vir jouself vra, waaroor gaan dit? Wat is die kern? Dan gaan dit oor, gee jouself as 'n offer. En dis ons tema. Ons wil hierdie jaar juist dit doen. Ons wil julle begelei op 'n reis van oorgawe en toewyding.
gelei op 'n pad waar godsdiens vir jou baie meer is net om vroom te sit of om lekker te kan sing. Maar dat jou lewe 'n aanbidding is. In die boek Purpose Driven Life van Rick Warren sê hy die belangrikste purpose, doel in 'n mens se lewe, in 'n Christen se lewe is om God te verheerlik. To worship God. Nie net wanneer ons sing en ons in elk geval baie net stil bly en nie saam sing. Maar dit is meer as net om te sing. Dit gaan om met jou hele lewe God te verheerlik en te aanbid. Elke faset van jou lewe. Ek sluit af. Kom ek en jy besluit vandag ons wil lewende offers wees. Ons wil nie halfpad leef nie. Ons wil nie net hoor nie, maar ons wil gee. Ons wil onsself aanbied elke dag aan God as lewende offers tot eer van hom. Mag jy en ek aan die einde van hierdie jaar kom en as ons terugkyk vir mekaar sê werklik ons het gegroei tot heilige, tot lewende heilige offers wat vir God aanvaarbaar is. En ons het gevoel, ons wil baie graag ook ons eenmaal vir hierdie jaar sigbaar maak. En daarom het julle gesien en die kalenders is daar vir die gesinne wat nog nie 'n kalender gevat het nie. Asseblief, daar is nog, dis 1 per gesin, dis maar soos ons dit uitwerk. Die wat nog nie gekry het nie, gaan kry daar. Maar ons het ook besluit om 'n klein geskenkie te gee. Ons gaan na die tyd by die deure 'n yskasmagneet vir jou uitdeel, ook 1 per gesin. Jy het ons net 1 yskas in jou huis. En daar's vir elke gesin 1 van hulle. En ons gebed is elke keer as jy hierdie sien daar teen jou yskas, dat dit jou sal herinner aan ons beroep, aan ons keuse, en dit wat Paulus gesê het, ek smeek julle, ek pleit by julle. Gee julle self as lewende en heilige offers. Lewendig. En mag dit jou motiveer. Om 'n keuse te maak en om te leef vir Christus. Daarom as jy uitstap, Andre en Toepie sal by daai deur wees, asseblief kryf julle 1 per gesin. Ons moet hom nie net daar sit as iets moois nie. Sit hom as herinnering aan 'n jaar van verbintenis, van oorgee. En ek wil baie graag ek is klaar, maar ons het 'n videoetjie wat ons nog baie gaan uitstuur en met julle gaan deel
wat so ietsie gaan ook oor die jare. En ek wil hê elkeen moet net, ons gaan hom nou speel en ek wil hê elkeen moet net vandag kyk en luister en lees en ons gaan dit ook vir julle op die groepe sit, dat julle ook daarna by die huise kan kyk en wanneer ons daarna kyk, kom ons besluit ook net, ons wil 'n lewende offer wees. Baie dankie Andrei, die musiekgroep kan ook voorneem.
Kom ons staan saam as leiders af die laaste lied. Neem my lewe, laat dit hier, dichterbij, wees weer en weer. Laat my naam verdrierig jy, en vandaag waar ek verdwijn. Neem my land en maak ons ver, maar in die goeie weg, weer my voet is groei opnieuw, en bereid, kyk op die neer. Geef my steen en laat my sing, aan die Here onderbring. Die Here sê voordat hy opgevaar het, dan sê hy vir sy disippels, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ons is nie op ons eie nie. Hy is by ons. Ontvang dan sy seën, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met elkeen van julle. Amen.